julle te kan kuier. Ja, ek wonder waar is Piet Muis? Kan julle gou saam met my vir Piet Muis roep? Piet Muis, waar is jy? Piet Muis, kom ons wag vir jou. Verjaar die week, Dis amper onmoontlik. Maar ek het gesien, daar is so 1 of 2 groot mense, maar ek weet hulle sal in die diens geluk gewens word. Ja, wat het julle geweet? Ons het nou 2 dienste op 'n Sondag. Ja, terwille van die lockdown het die leiers, die ouderlinge, gesê ons gaan nou 2 dienste hê. Die eerste een is hoofsaaklik op Engels en hy begin 8:30 tot 9:30. En dan maak ons bietjie skoon en dan 10 tot 11 is die volgende diens. So. Julle! Hoe maak 'n mens as jy nou wil dit gaan bywoon, hè? Sê my, ek wil gaan bywoon daar by Bethlehem Christian Sentrum. Sê my! Wag nou, wees nou rustig, want hierdie gaan ek nou op Engels moet sê. Ja, ek het bietjie geoefen, jy weet. Jy moet gaan na die website. Dis reg, die website. Quicket. My Engels het so verbeter. En dan daar moet jy gaan reserveer watter diens jy wil bywoon. Ja, Quicket op die website. Julle man, dis so alle! Wil jy sê ons kan kerk toe gaan en sommer gaan die mense daar sien in lewende lywe? Wel, ek kan dit amper nie glo nie. Dit is die beste nuus wat ek die hele week gekry het. Ja, goed, ons moet aangaan met die les. Ek het met oom Dani en tannie Fred gekontak. En hulle het my ingelig dat ons gaan vandag. Ek weet. Hy het my ook gebel, man. Ons gaan die skepping doen. Die skepping, ja. Skus julle, hier's 'n panna aan my keel. 'n panna aan my keel, kan jy dit glo? Ek het dit geleer by Karel Koei. Karel, jy is so goed, man. Ja, 'n panna aan my keel. Goed. Wag nou, kom nou terug na die les toe. Ons gaan vra dat die maatjies hulle ouers vra om vir hulle te lees uit
Genesis 1 en 2. Dit gaan oor die skepping. Wie dink jy het die wêreld gemaak? I got the whole world in his hands. He got the whole world in his hands. Wie kan nie weet dit gemaak het? Man, jy moet eens lang jou Bybel lees. Gaan lees jy een slag, Genesis 1 en 2. Dan sal jy uitvind wie die wêreld gemaak. Ai, toch. Dit was nie wat ek nie geweet het nie. Jy kan my partykeer so ontstel. Weet jy rarig, dis die Here. Hy is the creator of hemel en aarde. Ek begin swaar Engels praat as jy my so ontstel. Rarig. Ek is jammer, Karel Kooi. Ek het nie bedoel om jou kwaad te maak. Ek het net gedink, jy weet nie wat die antwoord is nie. En ek weet, dis die Here. Dis die Here. Hy het die aarde en die... Dis so amazing, ja. Man, hy het... Weet jy wat, Karel? Hy het in een oomblik toe sê hy net, laat daar lig wees. Toe gaan, ek bedoel... Toe gaan die lig aan. Daar verskyn lig in die duisternis. So, maatjies, vra julle ouers om vir julle bietjie te lees uit Genesis 1 en 2. Ja, die week moet julle Genesis 1 en 2 en dan, jong, dis fantasties hierdie. Ons gaan sommer nou deur die Bybel werk. Nou gaan oom Donnie en tannie Fred vir ons meer vertel van die skepping en ons kreatiwiteit. Ja, kan jy glo? Jy is kreatief. Sê vir jou maats daarso, ek is kreatief. Kijk, ja. Ja, maat, sê vir jou maatjie of jou ma of pa. Ek is kreatief. Nee, jy nie, Karel. Jo, jy is ook kreatief, maar hulle moet sê, hulle is kreatief. Ai, toch. Weet jy, ek dink ek moet begin. Hierdie maatjie van my is vandag eens te veel. Maat, julle moet 'n fantastiese week hê. En al die maatjies wat teruggegaan het skool toe, sterkte vir julle. Ek weet dat gaan sommer goed gaan met julle. Mooi bly. Ja, maats, ek wil ook sê, sterkte vir almal wat terug is skool toe. Julle moet dit geniet, man. Dis 'n voorreg om in skool te wees. En ja, onthou nou, lees Genesis 1 en 2 oor die creation. Hy het nie gedink ek kan Engels praat nie. Al kom ek van Roosendaal. Creation. Ja, okay maats, julle moet mooi bly. Mooi bly, papa. Veel geluk, lieve maatjie. Wow. Ekskuus, niemand verjaar nie. Julle moet mooi bly, bye-bye. Goeiemôre julle. Daai Karel en veral Piet is so vol streke vanoggend. Ons is baie bly om julle te sien en oom Dani gaan vandag vir ons lees van die skepping, van wat God gemaak het en hoe hy dit gemaak het. So kom ons luister gou-gou. Hallo maats, vandag praat ons oor hoe God alles geskaap het en hoe hy mense gemaak het. In die begin van tyd het God die hele aarde gemaak en hy het dit alles gemaak deur net te praat. Hy het die blou lug gemaak, hy het al die planete, al die sterre gemaak, hy het wolke gemaak, hy het droë land gemaak, water, hy het woestyne gemaak, berge, bosse, woude, hy het blommetjies gemaak en goggas en voëls en visse en allerlei diere van allerlei soorte. Pragtige plek, en toe hy klaar was, het hy gesê, dit was goed. Maar hy was nie klaar gewees nie. Hy het gesê, kom ons maak mense na ons beeld en in ons gelykenis,
sodat hulle kan heers oor die visse in die see en die voëls in die lug. Hulle kan heers oor al die maakdiere en oor al die wilde diere en oor alles wat kruip op die aarde. En hierdie keer het God nie net gepraat nie. Nee, hy het die grond gevat en 'n man gevorm. En toe het hy sy eie asem in hom geblaas. En dit was die eerste mens. Kan julle onthou wat was sy naam? Ja, dit was Adam gewees. Nou, Adam het hy gesit in 'n pragtige tuin met die naam van Eden. Adam was anders as al die ander diere wat God gemaak het. God het hom in beheer gesit van alles wat in die tuin was. Maar Adam het 'n vriend nodig gehad. Hy was alleenig. So God het hom in 'n diep slaap gesit. En terwyl hy geslaap het, het hy uit een van sy ribbes van 'n maatjie gemaak, 'n vrou. En haar naam was Eva. En Adam en Eva was vry om in die tuin te leef en hulle kon geloop het daar en gepraat het met God. Dit was perfek gewees. En hulle het gekyk na die tuin en gesorg na die tuin. Maar God het toegesê, dis nie net goed nie, hy het gesê, dis baie goed. Want mense is God se gunsteling. Want wat? Ons is gemaak in sy beeld en in sy gelykenis. Die Bybel sê, God het mense gemaak. Man en vrou het hy hulle gemaak. Man en vrou. Ons weet nie presies wat dit beteken om God se beeld te wees nie, maar wat dit wel beteken, is dat elke deel van ons is soos hy. Ons oë, ons vel, ons tande, ons bene, is alles perfek gemaak deur God. Ons persoonlikhede, dit wat vir ons snaaks is, die goed wat ons van hou, ons stokperdjie en talente, alles is gemaak deur God, sodat ons soos hy kan wees en kreatief kan wees. Ons kan prentjies verf, ons kan gedigte skryf, ons kan goeders ontwerp, allerlei cool goed maak. Ons kan hardloop en leer en bil en allerlei goeders doen. God verstaan ons al die goeders doen, want ons is hy gemaak. Ons tree nie altyd so op, so perfek nie, maar dis 'n storie vir 'n ander dag. So toe God vir Adam en vir Eva gemaak, het hulle gemaak in sy beeld, om kreatief te wees soos hy, nie net hulle nie, maar ook vir ons. En dit is die storie hoe God ons gemaak het. Maats, was dit nie 'n wonderlike storie nie? En Bybelstories is waar. God het met sy woorde die hele aarde gemaak. Ons sê dis die skepping. Hy het dit met sy woorde geskep, gemaak. Die woord sê ook, ons is in sy beeld gemaak. So ons kan skep soos God. Is dit waar? Kan jy soos God skep? Ja, God het in elke mens daai skepping, daai maak gesit. Daar's iets wat jy kan maak. Nou, ek wil vir julle sê, Benna het op skool, het al sy juffrouens gesê, hy is baie kreatief. Ons noem dit kreatief. As jy allerhande goedjies uitdink en dan dit maak. En ja, hy is kreatief. Kan ek vir julle wys wat hy nou gemaak het? Hy het hierdie mes gemaak van 'n stuk yster. Hierdie van 'n ou stuk hout en daar's 'n stukkie kameelperd in. Die hele mes van niks af gemaak nie. Hierdie mes het hy ook gemaak. En die sakkie, 'n mooi sakkie wat hy op sy beld kan sit. Ons hou hom so. Is dit nie pragtig nie? Hierdie is kameelperdbeen. Hoe kreatief is dit? Nou, elkeen van ons het die Here kreatief gemaak. En ek wil vir julle vra, as julle by die huis is en julle doen julle skoolwerk, dink aan kreatiewe maniere en ek is seker party van julle doen dit. Julle werk so vinnig sodat julle kan gaan speel. Dink aan kreatiewe maniere om goed te onthou, want onthou hierdie werk gaan julle oor toets skryf. Dink aan kreatiewe maniere om julle mamas en papas te seën. Ek weet julle kan kreatief wees, want dit is hoe God julle gemaak het. Elke een van julle, klein tot groot. Nou ek wil vir julle vra, kry vir mamma en pappa om jou te help om 'n video te maak
of 'n foto te maak van 'n kreatiewe ding wat jy kaartjie wat jy geteken het, iets wat jy gemaak het, kreatiewe ding wat jy gedoen het. En stuur dit vir die nommer wat hier bo my of onder my gaan wees op die skerm, want ons is na God se beeld gemaak, sê die woord. En jy is kreatief gemaak. Stuur vir ons, die eerste een wat vir ons iets kreatief stuur, wat hulle gemaak het, kry is 'n verrassing. Ek gaan nie vir julle sê wat dit is nie. Maats, ons mis julle baie en ons is lief vir julle. Ek wil julle uitdaag, wees kreatief in hierdie week ook, as julle skoolwerk doen. In elke ding wat julle doen, gebruik daai kreatiwiteit wat God in ons geplaas het. Ons mis julle, ons is lief vir julle, sien julle weer. Bye!